En welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat die werk klaar gedoen het, die diens gelewer het, dalk selfs ekstra moeite gedoen het, maar nou moet jy agter jou geld aanloop. En dis frustrerend, want jy het jou kant gebring, die werkers klaar, die kliënt was gelukkig genoeg om die diens of produk te vat, maar wanneer dit by betaling kom, raak alles skielik stil. Jy stuur 'n boodskap en jy kry geen antwoord nie. Jy stuur weer, dan kom ek betaal môre. Môre kom, môre gaan en raai wat? Nog steeds niks betaling nie. Intussen wag jou eie rekeninge. Jy het dalk personeel wat betaal moet word, voorraad wat gekoop moet word, petrol, huur, internet, belasting, verskaffers. 'n Besigheid hou nie op om uitgawes te hê net omdat iemand anders besluit het hulle betaling kan wag nie. En dis waar die frustrasie begin ophoop. Jy dink, maar hoekom moet ek nou onder druk wees? Omdat iemand anders nie doen wat hulle beloof het om te doen nie. En jy's reg, dis horrible. En dis frustrerend, maar vanaand wil ek jou herinner aan iets baie belangrik. Jy kan ferm wees sonder om jou vrede te verloor. Om 'n Christen te wees, of eerder 'n kind van die Here, beteken nie jy moet maar net glimlag en sê, dis okay, betaal wanneer jy wil nie. Nee. Jou besigheid moet ook beskerm word. Jy mag opvolg. Jy mag 'n datum vra. Jy mag sê dat jy nie weer werk gaan doen voordat die vorige rekening betaal is nie. Spreuke 21 vers 5 sê, die planne van die ywerige lei tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom tot gebrek. Daar is wysheid daarin om jou besigheid mooi te bestuur en ook uit moeilike situasies te leer. Dalk leer hierdie situasie jou dat jy in die toekoms 'n deposito moet vra. Dalk moet jy jou betalingsvoorwaardes duideliker wees. Dalk moet 'n kliënt eers die vorige rekening betaal voordat nog werk gedoen word. Dis nie lelik nie, dit is wys. Maar daar is ook iets anders wat jy moet oppas. Moenie vanaand uit frustrasie daardie boodskap stuur wat jy môre gaan moet verduidelik nie. Jy weet waarvan ek praat. Daai boodskap wat jy tik, delete, weer tik en eintlik wil jy net sê, betaal asseblief my geld. Jy mag duidelik wees, jy mag reguit wees, maar bly rustig. Hou dit professioneel. Sê wat gesê moet word en los die emosie uit die boodskap. Want die persoon wat jou geld skuld, hoef nie ook jou slaap by jou te steel nie. Die betaling gaan nie vinniger kom omdat jy vanaand 2 uur nog daaroor lê en nadink nie. Doen môre wat jy prakties kan doen. Volg op, stel die grens. Neem die volgende stap wat nodig is en vra vir die Here vir wysheid om jou besigheid beter te beskerm vorentoe. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Miskien is dit vanaand jou gebed. Here, wys my hoe om hierdie situasie reg te hanteer. Help my om nie uit woede te reageer nie, maar ook nie toe te laat dat mense my of my besigheid misbruik nie. En dan los jy dit vir vanaand. Jy het jou werk gedoen, jy het opgevolg. Nou vertrou jy God met wat jy nie op hierdie oomblik kan beheer nie. God's got you. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke besigheidseienaar wat wag vir geld wat aan hulle verskuldig is. U sien die frustrasie, die druk en die uitgawes wat steeds betaal moet word terwyl die betaling uitbly. Here, gee hulle wysheid vir die volgende stap. Help hulle om ferm maar rustig op te tree, om die regte grense te stel en hulle besigheid met wysheid te beskerm. Ek bid dat uitstaande geld sal inkom en dat u voorsiening sal maak waar iemand anders se laatbetaling druk en tekort veroorsaak het. Heilige Gees, bring vanaand vrede in hulle gedagtes. Help hulle om nie die hele situasie saam bed toe te vat nie,
maar dit vir 'n paar uur in u hande te los. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou wysheid gee om jou besigheid goed te beskerm en mag daai uitstaande betaling ook sommer baie vinnig inkom. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.